Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Johannes 19 en ek titel dit Die kroon en die kruis. Wanneer ek hierdie stuk lees, besef ek net weer opnuut die groot liefde van ons Vader en die misterie en geheimenisse van die evangelie van Jesus Christus. 'n Misterie so mooi opgesom in 1 Timoteus 3 vers 16 wat sê, en groot bely ons, is die geheimenisse, die verborge waarheid van godsvrug. Hy, Jesus Christus, wat in menslike vlees geopenbaar is geregverdig en bevestig in die Gees, gesien deur engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. En natuurlik die vervulling van soveel profesieë wat vooraf verkondig was, wat Johannes dan in hierdie gedeelte ook aanhaal, wat die egtheid van die evangelie en ons redder Jesus Christus nie net bewys nie, maar ook bevestig. Ons lees in vers 1 en 2 waar Jesus verneder en gemartel word. Eerstens, glo ek laat Pilatus hom gesel in hoop dat hulle die mense sal sê dat hy genoeg gelei het, maar nog steeds skree hulle, laat hom kruisig. Alhoewel dit wreed klink, is ek dankbaar dat Jesus die volle prys betaal het, ja, die dood aan die kruis. Terwyl Jesus gegesel word, vleg die wagte 'n kroon van dorings en berei 'n koninklike kleed vir hom as deel van die bespotting voor, min wetende dat hulle aksie is juis wat geprofeteer was. Hierdie doringkroon het soveel simboliek. Jesus dra 'n doringkroon van marteling, sodat ek en jy 'n kroon van lewe kan dra. Jesaja 53 sê dit so mooi in vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Dan vat hierdie gedeelte my terug na Genesis 3 vers 17 en 18 wat sê, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voorbring, en jy sal die plante van die veld eet. Ons sien hier dat Jesus selfs die vloek wat op die aarde en natuur gekom het, op hom geneem het. Onder druk van die skare en selfs politieke druk gee Pilatus Jesus aan hulle oor en sê, kruisig julle hom, maar ek vind geen skuld in die man nie. Jesus word toe gesê om sy eie kruis te dra. Vir my en jou net bevestiging dat Jesus die volle prys betaal het. Hy dra die kruis, sodat ons nie hoef te vou onder die druk van sonde nie. Elke tree 'n bewys van sy liefde. Johannes gee nie baie detail in die marteling op die pad na Golgotha toe nie, ook nie oor die bespotting deur die skares nie, maar fokus op sy liefde vir ons. Want selfs by die kruis genees Jesus verhoudings, waar hy van Maria en Johannes aan mekaar bekendstel en verlang dat hulle na mekaar moet omsien. En net so kom die Here vanoggend en sê opnuut dat hy verhouding met my en met jou wil hê. Met 'n inskrywing bo die kruis wat lees, Jesus die Nasarener, die koning van die Jode, en die vervulling van profesieë, roep Jesus uit, dit is volbring. My werk op aarde en die wil van my Vader te doen, is volbring, en Jesus sterf in daardie oomblik, vir my en jou, en die hele mensdom. Die hoofstuk sluit af waar Josef, een van sy disippels, aan Pilatus vra of hulle die liggaam kan kry om hom voor te berei sodat hy begrawe kan word. Wat 'n besondere hoofstuk is dit nie? Wat ons God se liefde wys, vir ons leer dat die kruis 'n simbool is van oorwinning wat gebring was vir my en jou. Ons leer dat Jesus ons pyn verstaan en dat hy deur sy pyn en lyding vir ons genesing gebring het. En dan laastens, dat die storie van die evangelie nie hier in die graf eindig nie, maar eintlik hier begin. Jesus Christus volbring dit alles. Hierdie lyding aan die kruis was die grootste bewys van liefde dat Jesus kom sterf het vir my en jou. Dink hieraan vandag. Hy het veroordeling in die gesig gestaar, sodat jy in vryheid kan wandel. Elke druppel bloed, elke woord wat gespreek is, en elke asem wat oorgegee is, was vir my en vir jou. Mooi dag vir julle.